in die plek inneem. Ons gaan saam lees in die res van Jesaja hoofstuk 41 vanaf vers 17. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here, is 'n ongelooflike voorreg om U woord te kan oopmaak, saam met medegelowiges, saam te kan bid, saam te kan vra, Here, dat U dit sal oopbreek. Dat ons dit sal verstaan, Here, dat dit gesaai sal word op goeie grond en dat dit sal vrug dra. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ons lees saam so 'n stukkie verder in Jesaja 41 vanaf vers 17. Die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie. Hulle versmag van dors. Maar ek, die Here, sal hulle gebede verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring en in die laagtes fonteine laat uitborrel. Ek sal woestyngebied in riefvlei verander, dorland in fonteinwêreld. Ek sal in die woestyn seders laat groei, doringbome, mirte en olyfbome. Ek sal in die barre wêreld sipresse laat groei, saam met platane en denne. Dan sal die mense sien en herken. Almal sal begryp en insien dat die Here dit gedoen het. Dat die Heilige van Israel dit geskep het. Tot sover ons skriflesing van môre. As ons na Jesaja kyk, dan word Jesaja in 3 gedeeltes as boek gedeel. Hoofstuk 1 tot 39 is die tyd voor ballingskap. Hoofstuk 40 tot 55, die tydperk in ballingskap, die volk is weggevoer. En dan die laaste gedeelte van 56 tot 66, die volk is terug in die land, die tydperk na ballingskap. Nou as ons na die 3 gedeeltes kyk, dra dit by tot die verstaan van hierdie gedeelte. Hoofstuk 1 tot 39, as jy dit gaan lees, sien ons hoe die Here vir die volk kom sê, maar draai terug. Ek waarsku julle, ek sê vir julle, draai terug. As julle op hierdie pad gaan aanhou, sê die Here, kom die waarskuwings, keer op keer, gaan daar 'n straf kom. Julle gaan weggevoer word. Julle gaan na 'n vreemde land toe gaan. En dit is die straf. Julle gaan nie meer julle eie land hê nie. Julle gaan as te ware slawe wees vir hierdie volk. En soos ons die volk van Israel leer ken het, keer op keer, kom die waarskuwings van die Here en hulle volhard in hulle sonde. Hulle kom wys vir die Here, maar dit gaan nie gebeur nie. En die volk word weggevoer. As ons nou na Konings toe blaai, gaan jy dit daar lees, in die tyd van Hizkia. En nou sit hulle in hierdie land. En hulle krap hulle kop so half en half en vra vir mekaar, maar hoe het dit gebeur? Hoe is ons hier? En waar is God in dit wat ons beleef? Waar is die Here as hy dan sê hy is teenwoordig, hy is ons God, hy is altyd daar? Waar is die Here? Nou. En dan lees ons vanaf hoofstuk 40, waar die Here, as ons nou dink aan ons eie mens wees, as jy nou dink aan kinders grootmaak, dan is dit nou daai ding van, okay, ek het jou gewaarsku, so probeer dit nou, en dan sien jy wat gebeur. Dis mos hoe ons gewoonlik vir mekaar sê, of ons kinders sê,
Vat nou aan daai stoof wat warm is, asseblief doen dit, dan kyk jy nou wat gebeur. Nee? Nou as net so vooraan die stoof raak, dan kom daai oortuiging om te sê nee, moenie. Nee, dis mos hoe ons gewoonlik maak as volwassenes om ons kinders te probeer leer. Die Here kom op 'n ander manier. Waar ons die verwagting sou hê, die Here sou kom en sê, maar ek het vir julle gesê. Hoe sê die Here? Ek bring vir julle 'n uitkoms. Hoofstuk 40 begin met daai woorde. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. God is teenwoordig. En in hierdie geloofskrisis tyd is die oortuiging van die volk word dit as te ware omgekeer. Hulle sit in hierdie geloofskrisis en die Here kom sê vir hulle, maar ek is naby. As ons nou kyk na die prentjie, is dit baie keer, ek doen nie die branderplank ry ding nie, maar ek dink dit is 'n goeie rede hoekom ons dit nie doen nie. Dis baie keer hoe ons lewens lyk. Ons sit in situasies wat ons vir mekaar sê, maar wat nou? Hoe maak ons sin van hierdie lewe? En ons het al hierdie mooi woorde wat ons baie keer vir mekaar sê, ons ken dit almal. Die wonder is dat ek en jy, as ons na Jesaja 41 kyk, die aanmoediging hoor om te sê, maar kom vind rus by die woord van die Here. Die woord van die Here het na hierdie hulpelose, moedelose volk gekom in 'n tydperk wat hulle geen uitkoms gehad het nie. Wat daar nie vir hulle hoop was nie. En ek kom sê vir hulle, maar ek is naby. Vers 10, wat is so ongelooflik om sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Dan kom lees ons, hoor ons die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het weer. Die hulpeloses en die armes. Hierdie ouens wat eintlik as te ware uitgelewer is aan 'n wêreld vol hartseer, vol gesukkel, vol struikeling. Ek sê julle gebede verhoor. En hoor die woorde, ek sal. Ek sal op julle gebede verhoor, sê die Here. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. In ons wêreld word ons gekonfronteer met soveel goed, met moedeloosheid. Ons word gekonfronteer as te ware met ons Christenskap. Hoe lyk 'n Christen in hierdie wêreld? Hoe lyk iemand wat die evangelie van God uitleef daar waar hy gaan? En dit is die vraag vandag ook. In ons moeilike omstandighede, daar waar jy is, in ons moeilikste oomblikke, is ek en jy op 'n plek waar ons terughardloop na God toe. En sê, Here, ons het U nodig. Of is ons op 'n plek waar ons sê, maar Here, weet jy wat? Ek is in beheer. Ek sal my quick fixes, my vinnige oplossings, sal ek gebruik. En soos 'n smartie boksie geloof, wil ons elke keer ons geloof verander, elke keer aanpas, totdat ons mekaar sê, maar ons het nou die ding.
In plaas daarvan om terug te gaan na God se woord. Ons verhouding met God. Ons wil so graag vir mekaar baie keer beïndruk. Ons wil so graag vir mekaar sê, maar die Here is daar. Ons wil probeer wys, maar ons harte is leeg. Ons harte is ver van God af. Die uitdaging vandag, broer en suster, as ons kyk na die gedeelte, het hierdie volk op dieselfde plek gestaan. In 'n geloofskrisis. Waar is die Here nou? Is die vraag. Hoe lyk ons Here as dit die gedagte is, as dit die tydsgees is, wat ons beleef, hierdie ander volke, het ons God oorwin. Waar is God? Die wonder is, dat ek en jy, hierdie volk opgeroep word, om te sien, om te weet, en die genade van God te besef. Ons lees in vers 20, dan sal die mense sien en erken, almal sal begryp en insien, dat die Here dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit geskep het. Die ou vertaling praat van uit sy hand. Uit sy hand het God dit gemaak. Sien en beleef ek en jy nog die grootheid van God. Sien ons nog die hoop raak. Is ek en jy deel van die stroom wat hoop bring in hierdie wêreld? Is ek en jy op 'n plek waar ons mekaar sien, maar daar sit hierdie verantwoordelikheid ook by ons as gemeente om uit te gaan, om te gaan vertel. Om 'n verskil te maak. Leef ons dit vir ons kinders, vir ons huweliksmaats. Is dit die fondasie van ons verhoudings, ons verhouding met God? Want dis hoe ons begin het. Ons dien 'n heilige God, het ons vir mekaar gesê vanmôre. En hierdie heilige God vra vir my en vir jou om hom lief te hê met ons hart, ons siel, ons verstand. Ons naaste soos onsself. Uit dankbaarheid vir dit wat God vir ons kom doen, die fondasie. En vanuit hierdie fondasie bou ons huis, ons geloofshuis. Is ek en jy bereid? Of maak ons eerder soos die wêreld en sê, maar ons maak toe. Ons sluit af. Hierdie wêreld gaan net oor my. My geloof gaan net oor my. Ek kan met my oor enigiets praat, maar net nie my geloof nie. Ek wil dit ook nie uitleef nie. Want net nou vra jy my iets. Ons wil baie keer geloof 'n goed voel geleentheid maak. Maar geloof is die diepe wete dat die Here goed is. Dat die Here by ons teenwoordig is in sy genade, in sy grootheid. En dat hierdie Here, soos wat hy vir die volk kom sê, dat hy hulle God is, ook ons God is. Dat hy hulle vashou in alle omstandighede. Dat hy hulle die krag kom gee, kom bemoedig,
kom aanspoor om die getuienis uit te leef van 'n God wat naby is. En dan kry ons hoop vir die oomblik wat voor lê. Dan kry ons hoop vir ons gesinne. Hoop vir ons werksomstandighede, hoop om 'n verskil te maak daar waar ons gaan. Jesaja 41, hiermee sluit ek af, kom sê dat selfhelpplanne nie die antwoord is nie. Jesaja 41 kom sê vir ons dat op ons laagste punt in ons lewe is God ons hoop. Wanneer alles donker is God ons lig. Wanneer ons swak is God ons anker. En wanneer ons bang is die Here ons beskermer. Mag ek en jy, broer en suster, hieraan vashou, want hierdie Here wat ons aanbid, kom vertroos ons, kom gee vir ons alles wat ons nodig het. Dit vra van my en van jou 'n verhouding met God. En as ons iewerste so 'n bietjie afgedwaal het, as ons Bybels as te ware so 'n bietjie geberg het, so 'n bietjie laat stof opgaar het, hierdie is ook die uitnodiging. Kom ons maak weer erns met ons geloof. Kom ons maak weer erns met God, wat vir ons alles kom gee, wat ons nodig het. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here vir hierdie oggend. Dankie Here dat ons by U tot rus kan kom. Here, as die wêreld met sy gevare, met sy dreigemente, met sy moedelose oomblikke dreig. Dankie Here dat U hier is, dat U naby is, dat U ons vashou. Maar Here, open ook ons oë, sodat ons kan sien, kan besef, hoe groot en wonderlik U genade vir ons elkeen is. Bekragtig ons, Here, om dit uit te leef, daar waar ons gaan. Ons kan vra dit, Here, in U naam. Amen.